Dis Pretoria FM en ons is besig met 'n baie insiggewende reeks oor kinders se persoonlikheidstipes en temperamente gebaseer op Hetty Brits se boek Kweek kinders met karakter. En ons kyk dan ook spesifiek hoe jy as ouer met jou kind moet kommunikeer wat in 'n spesifieke boontjie of temperament of persoonlikheidsgroep val. En dis heerlik om met Hetty Brits self te gesels en Karen Hunt, 'n geakkrediteerde fasiliteerder van die Journey Through the Parenting Garden kursus. Goeiedag Hetty. Hallo Karen, welkom. Hallo Sarina en luisteraars. Ons is lekker om weer saam te kuier, hoor. Ons praat van dese week spesifiek oor die roosboom. So kom ons kyk, hoe lyk 'n tipiese roosboom as 'n babietjie? Die roosboompie is nogal 'n verrassing en 'n skok baie keer vir 'n mamma. Want roosbome, gegee die dorings, is nie so lief vir vertroeteling en om vasgehou te word en rondgedra te word, soos wat 'n mens dalk sou droom 'n babietjie gaan wees nie. Roosbome kom so half aan met hulle eie programmetjie. Ek het 'n paar weke gelede gesê hulle kom met ek is die leier, kan jy nie lees nie op hulle voorkop en dan kan ons gewoonlik nie dit lees nie. Ons dink ons is die leier van die huishouding en dan is daar 'n magstryd. So mense beleef daai magstryd van die begin af. Babietjie besluit ek drink net aan die linkerbors. Ek wil altyd so lê. Ek wil regop gedra word. Jy mag sing, maar jy mag nie neerie nie. Dis letterlik so dat hulle vir jou sal sê as hulle voel jy doen iets in die reg, soos wat hulle dit wil hê nie. Hulle is lekker kwaai. En hulle gooi gewoonlik hulle tantrums lank voor daai 18 maande merk waar die meeste kinders autonomie begin ontwikkel. Jy sien al daai vloermoertjies hierso van 9 en 10 maande af reeds, baie vroeër as die ander kinders. Van dis regtig hulle sterkpunt, dis wilskrag, eie besluite en die deurvoer van daai besluite. So wanneer 'n mens nou in die fase ingaan wat jy sterk gehoorsaamheidsafrigting doen wat van 18 maande tot 3 jaar is, dan word dit bloederig. Dis regtig baie moeilik. Mens voel ouers wat glo in pak slaas af vir my sê, ek gee 5 pak slaas op een dag. Ouers wat nie daaraan glo nie sê, niks werk nie. Ek kan praat, ek kan kerm, ek kan dreig, ek kan enigiets doen, ek kan niks hierso uitrig nie. En ek wil nie slaan nie. Wat moet ek doen? En die antwoord is dat mens maar baie hands-on moet wees met 'n roosboompie. Roosboompies wil weet, jy aan wie ek die beheer van my lewe moet oorgee, is waardig om in beheer te wees. So mens staan maar met hulle sterk daar in die baba jare. In die voorskoolse jare. Maar hulle jaag daai mylpale, hulle bereik hulle vroeg en hulle hou van 'n werkie. Selfs op 5 of 6, as jy nou wil hê die inkopiesentrum besoek moet nie chaos wees nie, gee hulle die sleutel, laat hulle die beursie dra, laat hulle die geldjies uittel by die betaalpunt, want hulle kan gewoonlik baie meer doen as wat jy dink hulle kan doen op 'n vroeë ouderdom. Dan as ons kyk na die tweenjare hier van 7 tot 11 jaar, sal jy reeds die merke van die dorings hê as jy 'n roosboompie het en jy sal bewus wees daarvan, want hierdie fase is regtig baie intens vir ouers. Die roosboom tweens is so gedetermineer en hulle word nie geïntimideer nie, veral nie in hierdie fase nie. Maar die gerusheid lê daarin dat as jy reeds begin snoei het in die kleuterjare aan jou roosboompie, dan sal hulle nou baie meer vormbaar wees en taakgerig en verantwoordelike kinders wees. As jy nie het nie, dan is daar nog daai soeke na dominansie wat hulle het, en dit wat dit kan ook baie uitdagend maak. Wat ook interessant is dat die roosboompie sal graag rookbomme gooi, wat jy wil afskrik en jou intimideer om vir jou te wys dat eintlik is hulle in beheer, tensy jy soos Hetty genoem het, wys dat jy waardig is om in beheer te wees. So jy moet baie selfversekerd wees wanneer jy met 'n roosboompie werk. Jy moenie twyfel nie. Jy moet regtig staan in jou godgegewe taak as ouer en met oorgawe dit doen om seker te maak dat hulle verstaan waar is die grense en waar gaan hulle nie oortree nie. En wat ongelukkig baie keer gebeur is, die roosboompies het meer volgelinge as vriende. Wat jammer kan wees, maar dit is ook deel van hulle groei en ontwikkeling, want hulle moet leer hoe om leiers te wees. Omdat hulle gebore is om leiers te wees, moet hulle daai leiersvaardighede ergens ontwikkel, en dit gebeur baie keer in hulle eie huis, dan dalk met boeties en sissies, of dan met hulle eie vriende buite die huis. Maar jy kan hulle besig hou, hulle moenie verveeld wees nie, en hulle moet ook nie kans hê om te veel te dink nie. Hou hulle verantwoordelik, geef hulle take,
Moet hulle nie onderskat nie, het jy dit genoem ook selfs met die kleintjies. En hulle, ja, moenie vir hulle struikelblokke wegneem nie. Ek dink mense is so geneig om vir jou kind te wil maklik maak, maar hier is die een boompie waar jy dit nie noodwendig so vinnig moet doen nie. Leiding in op 'n ander manier, maar nie verwyder nie. Hulle hou van die uitdagings en hulle hou daarvan om te groei en hulle hou daarvan om te wen en te wys, maar ek kan. Ja, en as hulle in die tienerjare ingaan, dan het jy dikwels een van twee tipe kinders. Jy het of daai ouetjie wat klaar uitgewerk het, ek kan lei, ek het vaardighede, ek geniet dit om my alles vir die wêreld te gee. En dan styg hulle uit en word eintlik die ouers se sidekick. Jy kan vir hulle baie van die verantwoordelikheid van die huishouding gee. Hulle kan beplan, hulle kan moeilike besluite neem, hulle kan in die hitte van die oomblik vinnig 'n probleem oplos vir kleiner boeties en sissies of selfs vir jou in 'n krisis, en hulle maak mens trots. Ouers sê baie keer, ek wens ek het minder beklei teen hierdie leieraard van my kind in die vroeë jare en dit meer gevorm, want ek kan sien wat dit kan wees. Natuurlik as mens hulle te vasgehou het, of jy het hulle nie grense gegee toe hulle klein was nie, dan sit mens dikwels met 'n rebel wat nie respek het vir volwassenes nie, of vir ander kinders wat gewoonlik beleef word as stadiger of swakker, want roosbome wat nie in nederigheid geleer word nie, kan in die tienerjare arrogant wees en dink, nobody else gets it. Ek is soort van eksperiment en die res van julle is die kontrolegroep. En as mens daai houdingkie sien by die tieners, is dit baie moeilik om te bestuur. Maar daar's 'n ding wat mense van roosbome partykeer mis, en dit is, daar's partykeer 'n harde dop, maar daar's dikwels 'n sagte hart aan die binnekant, en dis baie mooi wanneer hulle mooi gevorm is om dit in die tienerjare te begin sien. En dan sien jy daai ding waar hulle nie meer teen alles beklei, al die grense omstoot, hulle eie wil afdwing nie, maar waar hulle agterkom, ek is 'n vegter vir ander. Ek is 'n verdediger van die swakkes. Nie die een wat vir hulle lag nie die een wat 'n video van hulle skiet en hulle kwesbaarste oomblik en dit oral op sosiale media sit nie. Ek is 'n verdediger. En dan wanneer hulle daai rol begin speel, dan word hulle die mooiste rose wat 'n mens kry. Maar ek wil ook sê dat roosbome wat nie daai plekkie vind waar hulle kan uitstaan en uitstyg en lei nie, kan depressie beleef. Ek weet nie of julle dit agtergekom het nie, maar tydens COVID was dit die roosbome wat die heel swaarste gekry het, want vir die eerste keer ooit kon hulle nie 'n oplossing kry vir die versperring tussen hulle en dit wat hulle wou doen nie. Niemand kon daai virus van die tafel afvee nie. Niemand kon net sê, ek gaan nie 'n masker dra nie, ek gaan werk toe gaan, ek gaan winkel toe gaan. Jy kon nie die stelsel wen nie. En die roosbome het gevou. Hulle het die grootste geestesgesondheidprobleme gehad van al 4 die bome. Nie die palms wat die sosialisering gemis het nie. Nie die suurbome wat ontstel was omdat almal die reëls breek nie, hulle was wel. Nie dit was denneboom hemel vir my ma. Sy sê sy's nog al dit sê ek het net my boomhuis se leertjie opgerol en dit was salig vir 2 jaar. Maar die rose kon nie funksioneer nie. En mense moet daai dophou in 'n mens se tienerroos. As hulle nie sukses kan beleef en bo kan uitkom met 'n ding nie, moet ons hulle help om dit te vind op 'n ander plek, want hulle kan depressief raak. Mense dink altyd dis die suurboompies wat so 'n bietjie donker kan wees van gemoed, maar hulle is net so kwesbaar. En dan kyk ons weer na die kommunikasiestel. Hoe praat 'n mens met 'n roosboom? Sarina, mens moet selfversekerd wees. Jy moet nie ondubbelsinnig, onduidelik wees nie, en jy moet nie vra nie. Jy moet sê. Jy moet vir 'n roosboom sê, dit is wat nou volgende gaan gebeur. So direkte kommunikasie, hou dit kort en kragtig. Moenie emosioneel raak nie en praat spesifiek ook oor die gedrag en nie die mens nie. As dit enigstens moontlik is, stel vir hulle positiewe uitdagings, gebruik positiewe taal en verder begin op 'n sekere ouderdom met hulle gesprekke hê en nie vir hulle sê wat om te doen nie, maar sê, goed, hoe dink jy moet ons hierdie aanpak? Wat dink jy gaan die beste manier wees? Want hulle hou daarvan om probleme op te los en antwoorde te kry wat goed is. Dit gee vir hulle energie en gee vir hulle krag. Wanneer jy ook met hulle praat, moenie aanvallend kommunikeer nie.
hulle hou van 'n fight en hulle gaan nie tweede kom nie. So, as jy ook in so 'n bekgeveg, as mense dit wil noem, betrokke raak, tree eerder uit en sê wat gaan volgende gebeur, maar moenie aanhou, want solank as wat daar 'n vlammetjie is, sal daar 'n vuur wees. So, pas op daarvoor, dit is maklik 'n struik waarna 'n mens kan val. En dan wil ek ook sê, mens moet ook vir hulle die voordeel van die twyfel gee. Wanneer jy met hulle praat, veronderstel dat hulle verantwoordelik gaan wees, of veronderstel dat hulle volwasse gaan optree. Moenie dadelik hulle in twyfel trek of hulle integriteit betwyfel nie. Dit is vir hulle baie belangrik. Baie welkom as jy sopas by ons aangesluit het. Ons is besig met 'n reeks oor ouerskapstyle en kinders se temperamente en persoonlikhede gebaseer op Hetty Brits se topverkoperboek Kweek kinders met karakter. En jy luister na Hetty en Karen Hunt. Sy's 'n geakkrediteerde fasiliteerder van die Journey Through the Parenting Garden kursus. En volgende week gesels ons verder spesifiek dan oor die denneboom. Baie dankie dames.